Ek is Erik. Ek is Mike. Welkom by So 'n bietjie beter waar ons praat oor die lewe dag tot dag in Nieu-Seeland. Ons is albei ex-Suid-Afrikaners wat in Auckland bly en die channel sal maar min of meer met julle gesels oor die lewe in Nieu-Seeland van 'n Suid-Afrikaner se perspektief. Ek weet ons storie het begin met net 'n val in Leanne se pensioen van een maand tot die volgende. Ek was nie oortuig ons met Nieu-Seeland te kom nie. Het was goeie werk gehad in Suid-Afrika, huis gehad, lekker gebly, familie en vriende om jou. Ja. En dus dit net van nee, jy werk om af te tree en as jou pensioen in 'n maand met 'n paar duisend rand val, dan waarom bly jy? Waarom bly jy vir die werk? En ja, dis toe wat ons besluit het om oor te kom. En nie lank daarna nie, in Nieu-Seeland gearriveer tydens COVID, wat 'n hele ander storie is. Sit dus nog 'n episode daar. 'n lang episode, ja. Maar ja, dis hoe die besluit gekom het en op 'n vliegtuig geklim Maart 2020 en in Nieu-Seeland aangekom. Wat ek meeste onthou van ek neem nou maar aan die praktiese dinge van toe ons geland het was net dat ek 1 uur in die oggend 'n SIM-kaart op die lughawe kon koop sonder RICA vereistes en 'n ID-boek en 7 stukke papierwerk in 'n bankstaat om te bewys wie jy is. Ja, dit is nogal snaaks so sekere dinge wat jy nie aan sal dink nie, vloei hierso. Ja. Ja. Ja, dit is soos 'n non-issue. Ja, presies. Presies. Publieke vervoer. Die busse is veilig en beskikbaar en jy soort van klim op en jy swipe jou kaart en jy klim af en daar's nie issues daar rondom nie. En dis op tyd en dis skoon en dis betroubaar. Dis maar een van die voorbeelde. Wat vir my interessant was is toe ek oorgekom het en ek dink wat seker baie Suid-Afrikaners gebeur is jy het eers met 'n klomp Suid-Afrikaners te doen hier so at least aanvanklik. Ja. En die een dude het vir my gesê hy het die busse die loser cruiser genoem. Ek wonder wat is jou probleem? Ek het so eenvoudig gewees, maar ek moet sê dis een van daai dinge van is baie cool in die begin. En dan ek dink die langer jy so bly, minder stel jy belang om dit te gebruik. Maar dit is soos wat Mike sê, dit is op tyd, dit werk. Ja. En ek dink dis die punt, of jy wil gebruik maak daarvan en of jy jou eie kar het, die infrastruktuur is daar. Ja. En dis betroubaar en beskikbaar wat nogal cool is. Dis nie te sê dat jy nie 'n kar nodig het nie. En dit laat my dink aan ons ondervinding met ons bestuurslisensies toe ons aangekom het. Dis nie een of ander donker departement aan die gatkant van 'n stad in Johannesburg waarna jy moet ry. Jy stap min of meer in die mall by 'n AA en jy sê ek is van Suid-Afrika, ek moet 'n bestuurslisensie en hulle sê ja, okay, cool. Staan voor daai muur, ons neem jou foto en 2 weke later is jou bestuurslisensie in die pos. Letterlik so maklik en vinnig. Dis pynloos, dis eenvoudig om reg te kry. Weereens dinge werk net. Moes jy oogtoetse weer gedoen het hier? Nee. Letterlik soos ek sê, in die ry gestaan, verduidelik hy hierso's my Suid-Afrikaanse bestuurslisensie, hy is nog valid en op datum en alles. En die ouetjie agter die counter het my gesê, okay, geen probleem. Staan so lank voor daai muur, ek is nou by jou, kry gou die kamera reg, foto geneem en ek kan nie eers onthou of het ek papierwerk ingevul nie, ek dink hy het dit op die rekenaar ingeslaan. En toe sê ek, okay, hoe lank wag ek, hoe nou van hier af, jy's vars, jy weet niks van hoe die dinge werk nie. En hy het gesê, gee my 'n geldjie en ek stuur hom vir jou oor 2 weke. En stiptelik 2 weke later in die posbus nuwe bestuurslisensie aangekom. Ek kan vir jou 'n storie vertel van toe ek vir myne gegaan het. Ja. Ek was vars ook, het was my eerste maand of 2 wat ek gegaan het, maar ek het op daai stadium altyd maar die busdienste gebruik, maar toe sê ek van okay, is tyd. Okay. En ek gaan toe en
Ek weet nie of jy 'n storie het van die eerste keer wat jy griep of 'n koue gekry het hierso nie. Nie regtig nie, nee. Ek kan vir jou vertel nie, ek weet nie of dit my stelsel was nie, maar my eerste paar keer wat ek griep of koue had, was legendary geweest. Okay. En die dag wat ek gegaan het vir my foto vir my Nieu-Seelandse bestuurslisensie, lyk dit of ek vir die doodtyd opgestaan het. En ek het nog steeds daai foto op my bestuurslisensie. So, is my altyd funny as ek in enige glo het of nie, ek het wit in my baard, maar nou en dan vra hulle my ID vir goed as ek drank oor. Die werk dit nie. Maar in elk geval nou en dan, as ek dit uithaal vir mense wys, dan dink ek, gaan hulle sê dis dieselfde persoon? Eers is daai Hierdie ou moes al dood gewees het. Yes. En hy weeg soos 20 kg minder as jy. Yes. Oh man, excellent. Wat onthou jy nog van toe jy aanvanklik aangekom het? Ek dink van die eerste goeders wat jy gaan agterkom hierso wat vir jou gaan uitstaan, wat vir my uitgestaan het, was toe ek onthou toe ek net by die lughawe gekom het. Het was baie skoon. Die lughawe self is baie skoon geweest en daar was definitief 'n gevoel geweest dinge vloei hierso. Yes. Daar's dus nie mense wat soos 'n afkop hoenders rondhardloop en what's going on. Ja. En dit was baie, alles is mooi uitgelê en jy kan sien. Ekskuus om jou in die rede te val, nie net afkoop hoenders rondhardloop nie, maar actually in 'n stoel sit en slaap of completely ongeïnteresseerd lyk en in 'n hoek sit en niks doen nie. Ja. Yes. Ja. Ja, dit is nogal seker net nog op die lughawe sien hierso waar as daar die dag 'n delay is, mense sommer net so 'n nap vang of hulle skoene uittrek. Dit is nogal interessant wat jy kan sien by die lughawe. Maar anyways, baie skoon, baie mooi. Eerste skok though gebeur wanneer jy daai eerste koppie koffie gaan koop. Wat ek weet nie eens wat. Kyk, ek is hierso van 2014 af en ek probeer nou, ek dink dit was daai tyd $5 gewees vir 'n koppie koffie by die lughawe. Yes, dit is omtrent reg, ja. Min of meer, ja. So wat het ons nou gesê, die wisselkoers is R11. R11 tans, ja. R11 $1. So wat is daai? R55. Ja, R55 vir Jeez. eerste koppie koffie. Ja. Maar Mike, kan julle 'n bietjie meer vertel van jou eerste pakkie sigarette koop? Ja, so ek was in Suid-Afrika, het ek 'n boks Benny en Henny 'n dag gerook. Yes, as ek reg onthou was dit R22 'n boksie. Ja, min of meer. Ja, jou eerste boksie sigarette hier kos jou $40. Toe ons aangekom het in 2020 was dit min of meer 'n R10 tot die dollar wisselkoers en as my somme reg is dit amper R400 vir 'n boksie 20's. Dis skokkend. Dis nogal iets om oor te kom. Ek bedoel daai sigarette hou jou vas en is lekker om te rook. Yes. Dit raak baie minder lekker as jy letterlik wat's dit R20 'n sigaret in jou longe intrek. Dis ja, dis nogal 'n realiteitskokker. Natuurlik, toe ons oorgekom het, nog nie werk gehad in Nieu-Seeland nie. So jy verdien rande en jy spandeer dollars en Convert die hele tyd alles wat jy doen. Man, en ja nee, daai sigaret elke trek is goud werd. Dis 'n event. Ja, presies. Jy suiwer en jy byt vas en ja, ek het baie vinnig van 'n pak 'n dag roker na 2 of 3 'n dag roker gegaan. Dis net verregaande die. Kan jy 'n storie vertel van die kyk, ek was in 2008 hierso vir 'n kom ons noem dit 'n luxie. En LSD trip. yes, luxie Decide. Luxie Decide. Yes. En wat gebeur het op die lughawe? Ek was self 'n sigaretroker op daai stadium gewees. En ek by die lughawe gekom en toe sien ek net daar's moerse tekens oral sien met declare hoeveel sigarette het jy. Ja, hoeveel slange het jy ingebring on your person. En wat gebeur toe is ek besef dit dadelik hoor jy ek is oversubscribed met die sigarette. En ek dink toe laat ek die regte ding doen. Ja. Ons begin nie op die verkeerde voet hierson nie. Laat ek die regte ding doen
en myself mag gaan indop en sê hoorie so ek het 'n kaart in te veel. En wat gebeur het toe is hulle neem my toe in 'n klein kamertjie in. Dit is nou na hoeveel ure se vlug. Ja, Ek dink dit was 'n 30 uur. Ek het gevlieg Johannesburg, Dubai, Hong Kong, Australië, New Zealand. Genade. So dis die bad trip. Dis die cheap sheets. Cheap seats. Ja, Cheap seats. Yes. En ek steek in 'n kamertjie daarso in en in steede van dat hulle net vir my vra ek heb wysie sigarette, is die handskoentjies aan. Hulle maak my tas oop, nê. En ek het 'n bottel wat ons in Suid-Afrika noem cream, soos 'n body lotion cream. Room, ja. En hy druk sy hand in my sak in en so bottel het oop gegaan. Oh man. Daar sy hand uit en is net cream op sy hand. En hy vra vir my maar met 'n dik Kiwi of maybe even 'n Australiaanse accent, like, what's that, mate? En ek sê vir hom, dis cream. En in New Zealand noem hulle dit nie cream nie, hulle noem dit, wat noem Body lotion. Body lotion of moisturizer, dis reg, ja. Moisturizer. En ek probeer vir hom verduidelik cream, en hy kan nie dink, hoekom sal 'n ou cream in sy bagasie hou nie, tussen sy klere en goed nie, en eventually te sê van, moisturizer. In 'n geval terug. Ek neem aan hy het gedink cream as in volroom melk. Yes. Ja, okay. Dit is 'n interessante storie geweest, maar dit was nie daai tipe cream nie. In 'n geval, terug te kom by die sigarette en toe, die tax wat hulle gaan my wou gecharge het op daai stadium, was meer as wat ek betaal het vir die kaart en sigarette. Dit was omtrent amper iets soos 75% van wat dit sou vir my kos om 'n kaart in te koop hierso. En toe wat gebeur het was in my haas waar ek nie daar uitkom, want ek is nou nie lus om in no man ek wil in New Zealand kom, ek's nou 'n gat vol vir lughawes. En toe sê ek, okay, kom hou dit vir my, ek sal terugkom op 'n latere stadium. En toe, ek dink dit was 'n maand later, toe sê ek van, ek kan nou maar daai sigarette gaan haal. En toe gaan ek sonder om te bel, gaan ek terug lughawe toe hulle dit incinerate, want ek het te lank gewag. Dit was die einde van daai kaart in Kent. Op daai stadium. Okay. Sjoe, ek het nogal gewonder of jy actually sou teruggaan. Jy het nogal 'n morale riglyn, Ek was desperaat geweest vir sigarette. Soos jy sê, dit was die pakkies hierso is nie. Dis groot geld. Ek meen as jy soos ek gerook het, ook 'n pakkie 'n dag. Maal daai $20, $40. Dit is aansienlik hoeveelheid geld. Selfs al verdien jy dollars hierso. Dit is dis massive.